Die boek Prediker gee die indruk dat alles betekenisloos en gejaag na wind is. Ons lees hierdie bekende woorde in hoofstuk 2 vers 11, maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, 'n gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks nie. Nou, in hierdie wêreld bevredig regtig niks nie, want die Prediker bespreek 10 dinge waarmee hy wil sê, sonder God is daardie dinge heeltemal betekenisloos. Hy begin deur te sê, sonder God is menslike wysheid nutteloos. Hy sê, sonder God is jou arbeid nutteloos. Die bymekaar maak van dinge is nutteloos. Die lewe self word te veel. Kompetisie is nutteloos. Beplanning is nutteloos. Posisie en status en gesag nutteloos sonder die Here. Gierigheid, rykdom en guns van mense, en die ergste van alles, selfs 'n oppervlakkige godsdiens, is nutteloos. Nou is dit interessant om te sien hoe die heidene hierdie betekenisloosheid met 'n skyn van wysheid probeer verduidelik. En hier volg 'n voorbeeld daarvan. Hulle sê, 'n voël wat lewendig is, eet mure, maar as die voël sou sterf, dan word hy deur mure geëet. Hulle gaan voort deur te sê, een boom kan duisende vuurhoutjies uitgesny word, maar net een vuurhoutjie is nodig om duisende bome mee af te brand. Vir hulle is die betekenisloosheid gewortel in die feit dat jou omstandighede enige tyd kan verander. Daarom moet jy versigtig wees dat jy nie nou 'n fout maak nie. Hulle slotsom is, jy mag dalk dink vandag is jy in beheer, maar alles kan in 'n oogwink verander. Hulle gebruik die beeld om te sê, 'n verkeerslig is groen of rooi. Groen beteken nie goed of sleg nie, rooi ook nie, maar as jy die rooi lig ignoreer, kan slegte dinge gebeur. Dis eers as Prediker die antwoord op betekenisloosheid kry, dat hy die sin van die lewe ontdek. Ons doel en betekenis word in die Here alleen gevind. Wanneer ons betekenis in hierdie wêreld geplaas word, dan bou ons 'n huis op los sand en dit gaan verkrummel. In Kolossense 3 vers 2 word ons aangespoor, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie die dinge wat op die aarde is nie. Net so word ons geroep om die voorbeeld van die Here Jesus te volg, hy wat nie vir sy eie heerlikheid geleef het nie, maar vir die heerlikheid van sy Vader. As Prediker dus sê, alles is te vergeefs, beteken hy nie, daar's nie waarde in jou lewe op aarde nie. Die punt is eerder, al jou pogings, as dit sonder die Here is, het dit nie inhoud nie. Daarom sluit hy sy boek af in hoofstuk 12 met hierdie kosbare woorde. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom, die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons lewe en inhoud by U ontvang. Help vir ons om anders as die wêreld in hierdie tyd te leef. Amen.